Goeiemôre, middag of aand, my geloofsfamilie, en welkom by hierdie week se aanlyn diens. Ons is nou die afgelope 2 weke besig met die tema Ons is die kerk, waar ons weer 'n bietjie stil staan en dink en reflekteer oor wat dit beteken om kerk te wees. Arno het ons lekker afgeskop deur ons te herinner dat die kerk is nie net 'n gebou nie. Elkeen van ons is die kerk. In die afgelope week het ek gedink oor daai stelling van ons wat die kerk is. En ek gedink aan die mense in my lewe wie van die opinie is dat hulle nie die kerk nodig het om Christene te wees nie. Ken julle dalk sulke mense? Mense wat sê dat om Christen te wees moet jy net in Jesus glo. Jy kort nie die kerk om Christen te wees nie. En tot 'n mate is hulle nie verkeerd nie, maar dit is ook net helfte van die waarheid. Om 'n Christen te wees, hoef jy net in Jesus te glo, 'n volger van Christus te wees. Maar God het ons ook nie geskape om alleen te wees nie. Kom ons draai terug na die begin. Letterlik, Genesis 1 vers 1 tot 4. Die jou eerste gedeelte in die Bybel, waar dit vertel hoe God die aarde maak en hoe dit goed is. Kom ons lees. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater. Maar die gees van God het oor die water gesweef en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en donker van mekaar geskei. Hierdie is die basiese patroon wat 6 keer herhaal word. God skaap iets, hy sien dat dit goed is en hy gaan aan en hy skaap die volgende ding. Dit herhaal so 6 keer totdat God die hele skepping of wêreld maak. En dan op die 7de dag het God gerus. Ook hoekom ons ten minste 1 dag in die week ook rus. Nou, God het die skepping goed gemaak. By elke keer wanneer hy iets skep, dan sien hy dat dit goed is. En dan gaan hy aan. Nou, ek wil nie te veel fokus op daai aspek nie, maar ek wil fokus op Genesis 1 vers 26 tot 27, wanneer God vir die mens maak. Kom ons lees. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het vir ons in sy beeld geskep. Sien julle die interessante ding in vers 26, waar God sê, laat ons mense maak na ons beeld. God gebruik 'n meervoud voornaam. Ek moes vinnig gegoogel het weer wat 'n voornaam woord dit genoem word, maar hy gebruik die meervoud vorm. Hy sê ons in plaas van ek of my. En dis 'n interessante ding. Dis omdat God 'n community is in een persoon. God is nooit alleen nie. God is eintlik 3 persone in een wese. God die Vader, Seun en Heilige Gees. Dis onder andere wat ons noem die misterie van die Triniteit. God is een God, maar is ook 'n gemeenskap van 3 persone. En jy mag dalk wonder, as God dan nooit alleen is nie, as hy altyd saam met iemand is, hoekom het hy dan die mense gemaak? En die antwoord is maklik. Dis om ons lief te hê. God self is 'n gemeenskap van liefde, en hy het ons geskep om vir ons lief te wees, en sodat ons vir hom lief kan wees. Dit is hoekom Jesus dan in Markus 12 vers 28 tot 31 die volgende sê. Kom ons lees. Een van die skrifkenners wat hulle redeneer het nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van almal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit,
Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Saam met die belangrike gebod om God lief te hê, sien ons ook in vers 31 dat jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is nog eens 'n moeilike opdrag, veral vir my wat 'n introvert is, dat ek moet ander mense lief hê. As ons teruggaan na Genesis toe, in Genesis 2 vers 18 tot 23, sien ons dat God ons geskaap het om in verhouding met mekaar te wees, nie net met hom nie. Kom ons lees. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak, as sy gelyke. Toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hy bring hulle na die mens, om te sien wat hy hulle sou noem, en wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het. Dit was sy naam. So het die mens name gegee vir al die makdiere en die voëls van die hemel en al die diere van die veld, maar vir homself het hy nie 'n helper as sy gelyke gevind nie. Die Here God het toe die mens in 'n diep slaap laat val. Terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. Die Here God het toe die ribbeen wat hy uit die mens geneem het, omgebou tot 'n vrou en haar na die mens gebring. Toe sê die mens, hierdie een is die keer been uit my eie bene, gebeente, vleis uit my eie vleis. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Vanuit die hele gedeelte, dit is 'n mooi verhaal om te sien hoe God vir Adam, die mens, help om iemand te kry met wie hy gelukkig kan wees. Maar my fokus is op die eerste gedeelte van daai stuk, waar so God sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. God weet dat ons in sy beeld geskep is. Hy weet ons kan nie alleen wees nie, want hy kan ook nie alleen wees nie. Ons kort iemand om saam deur die lewe te gaan. Of dit nou jou metgesel is, jou vriende, jou familie. Ons kort 'n gemeenskap om vir ons lief te hê en vir wie ons lief kan wees. Kom ons draai terug na Handelinge 2 vers 42 tot 47. Die sleutelteks van ons is die kerk tema. Kom ons lees dit gou weer. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getalle gevoeg. Hoe dikwels het die eerste gelowiges by mekaar gekom? Het hulle slegs Sondagoggend by mekaar gekom? Het hulle wanneer die weer 'n bietjie sleg was besluit, nou kom ons skiep kerk vandag? Nee, hulle het daagliks by mekaar gekom in die tempelterrein, want nou in daardie tyd die kerkgebou sou gewees het. Ons is die kerk. Hulle het ook by mekaar se huise gekom, brood gebreek en saam geëet, onder andere nagmaal gedoen, maar ook maaltye saam te eet, aandetes of middagetes of wat ook al saam te eet. Wanneer laas het jy iemand na jou huis toe genooi? Nie om 'n kiezer of pyp of iets reg te maak nie, maar sommer net om te kuier. Wanneer laas het jy iemand wie lanklaas in die kerk was, na jou huis toe genooi en saam met hulle aandete geëet? Ek weet ek het onder andere lanklaas iemand genooi na my huis toe om net te kuier, net om te gesels. Nou, hoekom het die vroeë kerk daagliks by mekaar gekom en by mekaar se huise gaan eet en kuier? Dis omdat hulle besef het, hulle het mekaar nodig gehad. En
In daardie dae was dit moeilik geweest om 'n Christen te wees. Daar was vervolgings, die weier gemeenskap wat niks te doen gehad het met die Christene nie en dit hulle dikwels uitgestoot. Daar was ook 'n spirituele geveg aan die gang tussen God en die duisternis van die wêreld. En hierdie vroeë Christene was heeltyd in versoeking om terug te gaan na hulle ou maniere van doen. En hulle het besef dat hulle kon nie op hulle eie volhard in die geloof nie. Hulle het mekaar nodig gehad om te kon volhard in die geloof. Hulle het mekaar nodig gehad om God se werk te doen. Vandag word ons dalk nie so vervolg soos in die ou dae nie, maar die spirituele geveg, die versoekings, is vandag nog steeds so sterk soos wat dit 2000 jaar gelede was. Maar ons besef nie, ons het mekaar nodig nie. Die verskil tussen ons en die eerste eeuse gelowiges, buite in die vervolging aspek en ander aspekte, is onder andere dat die eerste gelowiges het geweet hulle het mekaar nodig gehad en hulle dit besef. Ons gelowiges vandag het mekaar nodig, maar ons besef dit nie. Laat ek dit weer sê, want ek dink ek het 'n bietjie verkeerd gesê nou. Die eerste gelowiges het mekaar nodig gehad en hulle het dit besef. Ons gelowiges vandag het mekaar nodig, maar ons besef dit nie. Nou, dis die regte een. In vandag se samelewing probeer ons om meer selfstandig te wees. Ons wil dikwels nie staat maak op ander mense nie. Ons word so geleer dat jy net op jouself kan vertrou of staat maak. Dikwels is dit omdat mense mekaar seer maak. Dalk was jy seer gemaak deur iemand 'n lang tyd terug en nou is jy 'n bietjie huiwerig om ander mense te vertrou want ons is maar mense. Sommige van ons is bang om 'n genuine verhouding te hê met ander mense want jy het dalk 'n slegte verhouding gehad in die verlede. Sommige van ons sal veel eerder vriende op Facebook hê en hulle stalk op Facebook, scroll, tap, want ook al sommige sal eerder online shopping doen of online banking doen, of online vriende hê of online preke kyk, as om uit te gaan in die wêreld, dalk vriende saam te vat en in die wêreld te wees. Ons is bang om intieme verhoudings met mense te hê. Nou, saam met die online preke wat ek nou genoem het, voor ek is dit belangrik om te noem hoekom ons kerk hierdie online preek doen. Een keer 'n maand doen ons 'n online preek. Dit is gewoonlik die 3de Sondag van die maand. En die rede hoekom ons dit gedoen het, is sodat jy kwaliteit tyd saam met jou familie kan spandeer. Die omgewing waar ons kerk is, ons mense is vreeslik gejaagd in die lewe. Ons doen alles vir ons werk of om iets gedoen te kry, iets daaruit te kry. Ons is so gejaag in ons alledaagse lewens, dat kerk soms ook soos 'n taak voel. Soos iets wat jy moet aftik aan die einde van die week. Ek het kerk toe gegaan hierdie week. Kerk het vir sommige mense, vir sommige van ons, nie 'n plek geword van gemeenskap hier, maar 'n plek van ons gaan maar, want ons moet gaan. So ons het die 3de Sondag online preke gemaak, sodat jy nie uitgebrand word in geloof nie. Sodat jy nie uitgebrand word van die hele tyd kerk toe te gaan en goed nie, en sodat jy in jou besige skedule, in jou besige lewe, kans het om tyd spandeer saam met jou familie en vriende en vir mense wie jy omgee. Onder andere ons visie vir Granendal Kerk is dat dit 'n kerk van verhoudings sal wees. Dat ons almal werklik vriende vir mekaar kan wees en werklik vir mekaar kan omgee en lief wees. Ons het 'n visie dat jy agter sal bly na die kerkdiens, 'n bietjie koffie drink of 'n bietjie chat met iemand. Ons het 'n visie dat wanneer iemand huil, dat jy hulle 'n drukkie sal gee en vashou. En dan selfs wanneer hulle opgehou huil het, dat jy sal aanhou om hulle vas te hou. 'n Mens kry nie sommer net vriende nie, of hartsvriende nie, sal ek eerder sê.
Hartsvriende bedoelend genuine vriende, mense met wie jy 'n diepe verhouding het, nie net 'n oppervlakkige, o ja, hy is my vriend en dit. Jy kan nie sommer net sulke vriende oornag nie. Jy sal nie net eendag wakker word en eweslik 'n klomp vriende hê en nou voel jy bietjie overwhelmed van hoeveel vriende jy het nie. Om hartsvriende te hê, moet jy daaraan werk. Dis iets waarna jy moeite moet sit. Dis iets waar jy intentioneel met mense moet wees om 'n verhouding op te bou. Nou in ons gemeenskap of in 'n general gemeenskap waar so mense of gelowiges werklike verhoudings het met mekaar, werklik omgee en werklike liefde vir mekaar wys, sal 3 dinge onder andere gebeur in daai gemeenskap. Die eerste ding wat sal gebeur in nie oppervlakkige gemeenskappe, sal die gemeenskap sal 'n gemeenskap van genade wees. In Filippense 1 vers 7 lees ons die volgende: Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou. Wat my gevangenskap, sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Wanneer 'n klomp gebroke mense bymekaar kom in 'n gemeenskap vorm van liefde en omgee, sal dit 'n veilige spasie wees. Dit sal 'n spasie wees waar jy eg kan wees in jouself. 'n Spasie wees waar jy kan voel jy behoort. Jy's nie 'n outsider nie, jy's nie iemand vreemd nie. Jy sal voel dat this is where I belong, tipe ding. Dit sal 'n gemeenskap van genade wees. Die tweede ding wat sal gebeur, is dat dit 'n gemeenskap van genesing sal wees. Nou God kan wonderwerke doen. Hy kan verlamdes laat opstaan en blindes weer laat sien. Maar God kan ook ons gebruik om genesing vir mekaar te bring. Kom ons lees Jakobus 5 vers 16. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Ons sondes kan dikwels emosionele skade doen aan ons. Of ander mense se sondes kan soms emosionele skade veroorsaak aan ons. Ek het vroeër genoem van ons het seer gemaak is deur mense, of jy dalk iemand seer gemaak. In ons gemeenskap van genade is dit 'n veilige spasie om jou sondes te bely. En dit is nie 'n negatiewe ding om jou sondes te bely nie, vir mekaar nie. Want sommige mense mag dink, maar wat het ander mense te doen met my sondes? Dis 'n saak net tussen my en God. En dit is waar, dis net God wat vir jou vergifnis kan bring vir jou sondes. Maar deur ons sondes te bely vir mekaar, kan vir ons emosionele genesing bring. God kan ons medemense gebruik en die liefde en omgee wat ons vir mekaar wys, gebruik om daai emosionele wonde wat sondes veroorsaak te genees. Die derde ding wat sal gebeur in so 'n gemeenskap van omgee, is dat dit 'n gemeenskap van sending sal wees. Nou elkeen van ons is geroep deur God en God het 'n plan vir elkeen van ons lewens. En in Handelinge 2, die kernteks vir ons hele tema, lees ons die volgende in vers 46 tot 47. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlosters by hulle getalle bygevoeg. Hoor julle daai laaste sin? Die Here het daagliks verlosters by hulle getalle bygevoeg. Daagliks het God nuwe mense tot bekering gebring deur hierdie eerste eeuse gemeenskappe. Die eerste eeuse gelowiges was so liefdevol en omgee vir mekaar, dat dit, wanneer ander mense hulle gesien het, dat hulle tot bekering gebring was. Deur gemeenskap van gelowiges te wees, gelowiges wat omgee en liefde wys vir mekaar, deur kerk te wees, kan missionaal word. Missionaal is al 'n fancy teologiese term om te verwys na
die missie van God se werk in die wêreld. God se missie in die wêreld. En dit is om die evangelie van Jesus Christus te versprei. Deur kerk te wees, kan ons die evangelie versprei en deel wees van God se missie in die wêreld. Dis wat missionaal hierso eintlik beteken. So geliefdes, God wil nooit gehad het dat ons in ons eie klein wêrelde opgesluit moet wees nie. God het ons geskep om in verhouding met mekaar en met hom te wees. So ek wil julle uitdaag in die week wat kom, tot volgende keer, vat daai stappie geloof, take the risk, kom uit jou klein wêreld uit, en hê iemand lief, soos God jou lief het. Reik dalk uit na daai persoon wie jy weet deur 'n moeilike tyd gaan. Bel daai persoon dalk eerder as om net nog 'n gewone WhatsApp te stuur. Gaan dalk selfs na daai persoon se huis toe en spandeer kwaliteit tyd saam met hulle. Gee hulle dalk 'n drukkie. En dan eendag wanneer jy self deur 'n moeilike tyd sal gaan, sal iemand in Granendal na jou toe uitreik en hooplik ook vir jou 'n drukkie kom gee. Want ons is die kerk. Ons gaan nie net kerk toe nie, maar ons is die liggaam van Jesus Christus. Ons is God se hande en voete wat die goeie nuus versprei vir die wêreld. Kom ons bid. Here God, dankie dat U ons veilig bymekaar gebring het online, Here. Here, dat ons elkeen veilig in ons eie huise is, dat ons die vrymoedigheid het om ons geloof te kan uitleef, Here. Here, dankie vir die week wat ons gehad het, die wonderlike weer en die bietjie reën wat daar ook tussendeur was, Here. Here, ek wil ook die geleentheid vat om net te bid vir nog reën, Here. Die Kaap is droog en die boere stres, Here. Here, dankie dat ons U kerk kan wees. Dankie dat U ons geskape het om nie net liefde vir mekaar te wys nie, maar ook vir U lief kan wees, Here. Here, dankie vir die voorreg dat elkeen van ons deel van Christus se liggaam kan wees, Here, en dat ons deel kan wees van U missie in die wêreld. Here, ek bid vir ons gemeenskap, Here, dat ons gemeenskap van genade, van genesing en van sending kan wees. Here, ek bid dat ons gemeenskap van liefde en omgee en al die goeie dinge van die Heilige Gees kan wees, Here. Here, ek bid dat U vir ons veilig sal hou tot volgende keer wat ons weer almal vir mekaar kan sien, Here. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Dankie julle. Ek sou sê geniet die koffie, maar ek seker julle drink koffie of tee by julle eie huise. En ek sien julle weer volgende week.